Goeie night, beloveds. Good evening, good evening. Yes, it is Monday. And what can we say about this? If God is for us, who can be against us? Ja, 'n week het alweer begin en ons is dan die Here innig dankbaar vir dit wat hy doen. Maar voordat ek gaan begin, my liewe dierbare, met vanaand se program wil ek graag hê u moet saam met my hierdie koortjie geniet en dit is ook waaroor ek vanaand bietjie met u gaan praat. Jesus maak die storm stil. Jesus maak die storm stil in jou. Maak die storm stil in jou. Make die storm moet gaan lê. Die storm, die storm, die storm, die storm. Ja, Jesus maak die storm stil in jou lewe. Ek weet nie met watter storm jy vanaand sit nie. Ek weet nie in watter situasie jy vanaand is nie. Maar Jesus maak die storm in ons lewens stil. Amen, amen. Ek weet julle hierdie koortjie sommer lekker saam my geniet. Amen, because as Jesus die storm in ons lewe so kan stil maak, dan kan ons net die Here
halleluja, die lof en die eer en die aanbidding gee. Beloveds, soos wat ek al vroeg voorheen dit gedoen het, my vrou het op die 10de, dit was Saterdag, het sy op die verjaar, sy het 50 geword, en ek wil vanaand spesiale dank en waardering gee vir die familie. Amen, hulle het wonderlik haar verras. Prys die naam van die Here. Hier op die foto sal jy sien, my vrou is aan die heel regterkant, sy is die jongste van hierdie span. En baie van julle sal hulle ken, hulle staan bekend as die Morris Sisters met die pragtige stemme. Hulle het baie wonderlik bederf gister en Saterdag en wat kan 'n mens sê van hierdie dinge? Weet, as familie so mooi by mekaar kan uitkom en mekaar so kan geniet, dan maak dit jou dag sommer lekker. Amen. Dit is die sisters daar, en dan was ons ook ook deel gemaak van die foto van hulle. Hiervoor sit die Swaars. Ja, ek is aan die heel linkerkant, en dan my swaar James is in die middel, en dan my swaar Charlton is heeltemal op die regterkant. Amen. So, ja, hulle was gister hier by my gewees, en ons het 'n wonderlike tyd gehad. Ek wil vir hulle baie dankie sê, dat hulle my vrou se dag baie spesiaal gemaak het, en ek dink nie dit kon beter gedoen gewees nie. Ek verstaan, maar daar's nog iets in die pipeline, en wat ek nog nie hier op die lig gaan uitblaker nie, maar ja, die 50 #50 is aan die gang. Ons gaan heel jaar gaan ons 50, gaan ons vier, is Jubilee jaar. Praise die naam van die Here. Weer eens baie dankie familie, vir hierdie pragtige gebaar. Die kleinkinders het hier aangegaan, en hulle het recordings gemaak, hulle het gesing, en dit was 'n hele blast gewees. Mens kan nie die Here eer vir wat die Here kan doen. Amen. Weet jy, mense het nie altyd al die geld in die lewe nie, maar weet jy wat, dit is sulke spesiale tyd saam met mekaar kan deurbring, en mekaar se teenwoordigheid kan geniet, maak dit alles die moeite werd. Amen. Dit maak alles die moeite werd. Al wat ek kan sê, to God be the glory for great things He has done. Beloved, so ja, vanaand het ek een mandaat, ek wil vanaand praat, omdat die koortjie vir ons ingelei het. Jesus maak die storm stil. Is dit my mandaat vanaand om hieroor bietjie te praat, en die Here te vertrou vir 'n wonderlike teenwoordigheid. Amen. Is dit Jesus wat die storms in ons lewens kan stilmaak? Ek lees in Lukas 8:24, lees ek van hierdie verhaal waarin Jesus die disippels aansê om dat hulle moes oorvaar. En in hierdie vertaling sê dat dit 'n meer was, en hy sê vir hulle, luister hier, kom ons vaar oor na die ander kant. Maar jy sien, soos wat daar altyd 'n instruksie is. Ek het op 'n stadium gesê dat die vyand se assignment is om te manipuleer en jy weet teenkanting te bied. En dit was toe die assignment wat op die einde van die dag van die vyand was om hierdie teenkanting te bied, sodat hy verhoed dat die woord aan die ander kant moes uitkom. En
terwyl hulle op die water was, kom daar 'n storm. Die Bybel sê dat hierdie water sê die boot gevul. Hulle lewens was ingevaar en hulle vreesbevange geword. Baie het probeer om self ontslae te raak van die water wat in die boot gekom het, maar die Bybel sê die boot het vol geraak en hulle het paniekerig geword en hulle het onthou, maar hier is iemand op die boot wat hierdie storm of hierdie die situasie waar hulle is onder beheer kan bring. Die Bybel sê en hulle gaan maak hom wakker. Jesus was op daardie stadium, liewe dierbares, aan die kajuit aan die slaap. Hy het rustig gerus terwyl die storms op die water aan die gang was. Die boot was in gevaar en het was heen en weer geslaan deur die golwe, maar Jesus was rustig aan die slaap. Liewe dierbare vriende, my fokus vanaand is miskien nie soseer die situasie rondom die probleem waarin jy is nie. Nee, my fokus vanaand is Jesus in die middel van jou situasie. Jesus in die middel van jou storms. Wat dit pragtig maak is dat die Here is nie afwesig wanneer jy deur hierdie moeilike tye gaan nie. Die Here is nie ergens op 'n eiland wanneer jy deur hierdie probleemsituasies gaan nie. Die Here is nie ver van jou nie. Ek kan onthou so 'n paar jaar gelede was daar 'n lied wat hulle gesing het, From a Distance. Amen. En ek het onmiddellik my teenkanting gehad vir hierdie lied. Because die Here is nêrens op 'n distansie nie. Halleluja. Hy is God met ons. Amen. Hy is nêrens op 'n afstand nie. Hy is die Here te midde van ons situasies. Hy is die God wat in ons probleem is. En wanneer ons mismoedig word, dan is die Here nog steeds daar. Hy is die God wat ons vertroos wanneer ons iemand aan die dood afgestaan het. Hy is die God wat ons deur elke situasie, deur elke scenario, deur elke probleem, storm, wat ook al die geval mag wees, is hy die God wat ons deurdra. Hoeveel te meer moet ons hom lof gee? U is vanaand in 'n situasie. U het al reeds deur hierdie moeilike tyd gekom. U 2025 afgesluit en is binne in 2026 met dieselfde storm. Ek het vanaand gekom om vir jou te sê, jou fokus was miskien vir die oplossing, maar jy sien die oplossing is met jou in die stryd. Die oplossing is met jou in die probleem. Die oplossing is geen sins op 'n distansie nie. Jy het nie nodig om hom ergens af te bring nie. Hy is God met ons. En terwyl jy in hierdie situasie is, my liewe vriend, hierdie disippels het gewaar dat hulle in 'n probleem is, maar die oplossing was met hulle in die boot. En toe hulle, jy weet, besef dat Jesus op hierdie boot was, het hulle hom gaan wakker maak. En die pragtige ding wat hier gebeur, die Bybel sê hulle het verwonderd gestaan. Hulle kon nie glo nie. En Jesus, terwyl hy die storms sien en hy sien hoe paniekerig die bemanning, die disippels was, hy bestraf hy die wind en die storms en die water word stil. My liewe vriend, Jesus is in jou probleem. Jesus is nie op 'n distansie nie. Jy het nou al oral rond gehardloop. En jy het al by almal raad gaan vra. Jy het nou al elke sielkundige se telefoonnommer. Jy beroep jouself al op die pastore, jou leraars, jou geestelike leiers, maar niks werk nie. Die antwoord is in jou
omstandighede. Jy moet net uitroep. Hoor wat sê Jesus vir die disippels, en ek hou van hierdie bewoording. Die Engelse vertaling sê, kom ek lees vir die Engelse vertaling. Die Engelse vertaling, my liewe luisteraars, baie pragtig. Hy sê die volgende, terwyl Jesus klaar die storm stil gemaak het, hy sê vir hulle, when Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. The storm stopped and all was calm. Then he asked them, this is now for the disciples, he asked them, where is your faith? Amen. Ek like daardie bewoording. Hy vra nie iets anders vir hulle, hy vra vir hulle, waar is jou geloof? Hierdie vertaling noem dit weer soos volg. Hy vra vir hulle, waarom het julle nie op my vertrou nie? Jy sien, ons vertrou op baie goed. Ons vertrou op goed wat vir ons geen nut is nie. Baie van julle weet, staan elke week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, ek weet nie hoeveel keer speel hulle lotto nie, staan hulle in die lottolyn vir 'n finansiële inspuiting. En hulle vertroue is 100% binne in die lotto-nommers wat hulle gespeel het, dat sometime gaan my nommers val en ek gaan finansiëel uitgesald word. Amen. En baie van julle het al gespeel al hierdie lotto van jongs af en niks het nog gebeur nie. Halleluja. Die probleme het net meer geword. Die storms het meer geword. Jy het 'n probleem begin ervaar. Maar nou het jy addicted geword tot hierdie ding. Jy moet nou jou nommer speel. Jy moet nou woensdag aan 'n lotto speel. Jy moet Vrydag speel. Jy moet Saterdag speel. Dat het nou vir jou 'n stok, nie 'n stokperdjie gewees toe geword nie, maar dit het nou vir jou 'n addiction geword. Jy het verslaaf geraak. Ja, dit raak 'n probleem. But now, every time you get money, your first thing that you think of is I'm going to play the lotto. Jou probleem het groter geword. Maar ek wil vir jou vanaand sê, Jesus is in die middel. Hy is daar met jou, in jou probleem. Maak nie saak wat so tipe verslawing jy het nie. Die Here is daar. Jy weet, die disippels doen die regte ding. Hy roep na hulle, na Jesus. En hy sê vir hulle, vir Jesus, ons is in die moeilikheid. Ons gaan ondergaan, gee u dan nie om nie. Halleluja, Jesus staan op en hy bestraf die winde en die storms. En die waters raak kalm. Amen. Storms raak stil. Amen. Dit het tyd geword, my liewe vriende, dat jy jou geloof in die Here moet sit, jou vertroue in die Here moet plaas en hom roep. Amen. Die Bybel sê, as jy hom soek, sal jy hom vind. Amen. Die Bybel noem het ander ding, hy sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. En ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Amen. Die Here is met ons. Hy is in ons probleem. Hy is saam met jou. Weet jy wat? Hy hang nader aan as jou broer en as jou suster. Dit is hoe na hy aan jou is. Al wat nodig is van my en jou is om na die Here uit te roep vir hulp. Disippels het met verbasing gestaan. Hulle kon nie glo nie. En hulle vir mekaar gevra, wie is dit nou eintlik? Wie is hierdie persoon? Wie is hy? Dat selfs die wind en die storms hom gehoorsaam. Hulle luister aan hom. Toe hy sy mond oopmaak en met die storms praat, toe raak die storm stil. Halleluja. Toe hy met die water praat, toe raak die water kalm. Dit is God. Hy is alomteenwoordig. Hy is kragtig. He is awesome. He is powerful. There is nobody in his caliber. He is God with us. And this is the night that I want to introduce him to you. Hallelujah. If you don't know him,
please, please, please make haste to meet him. He is God. He's God all by himself. There's nobody like him. When you're going through the valley of shadow and death, God is with you. When you are in the midst of the storm and things look dangerous for you, God is with you. When everything and everyone has turned their backs on you, God is with you. When your finances doesn't work out, God is with you. When the sickness comes and hallelujah, you hear the bad and sad news that you are terminally ill and maybe you just have a few months left to live. Listen here, God is with you. He is not absent. He is not in a distance. He is God in the midst of your storm. Ons moet hom eer. Ons moet hom prys. Ons moet hom aanbid. Want toe alles vir ons wanhoopig word, toe was dit sy liefde wat ons red en verlos. My liewe dierbares, ek het aan die einde gekom van hierdie program. Halleluja, Jesus maak die storm stil. Is dit nie wonderlik om te weet nie? Amen. In jou lewe mag daar baie goed wees wat jy mee deel vanaand. En jy weet nie hoe om daarvan ontslae te raak. Jy weet nie vir wie om nog te vra nie. Jy weet nie na wie toe om te gaan vir hulp nie. Die Here, hy is in jou bereik. Hy's in jou teenwoordigheid. Hy's in jou stryd. Hy's in jou probleem. Hy's in jou bekommernis. Ja, wat jy nodig het om te doen, is te sê, Here, help my. Die Here is getrou en regverdig. Die Here is getrou en regverdig. Wanneer jy na hom roep, sal hy luister. Want hy is God, wie altyd in die bresse tree. Hy is God wat altyd tot hulp snel. Hy is God wat altyd, halleluja, ons wil help. Mag die Here u seën. Halleluja. Die Here maak die storms in ons lewe stil. So, liewe dierbares, ons kom weer terug op 'n volgende geleentheid. En wanneer ons terugkom, dan gee ons lof en eer aan die Here vir hierdie storm wat hy in ons lewe stil gemaak het. En ons kan bly wees. So be glorified. All the trust